Vriende, welkom. Ek wil ook vir die paas, al die vaders vanmôre hier sê, baie geluk met Vadersdag, mag die Here vir julle ryklik seën. En ek gaan vir julle spesiaal bid vanmôre, en dan die dames het vir julle sop en broodjies en vetkoek gebring, so moet asseblief nie weggaan nie, eet eers 'n stukkie en dan kuier ons 'n rukkie saam. Kom ons bid net so, ons vertrou die Here. Ek wil vir elke papa hier teenwoordig vanmôre, Here, kom dankie sê. Elkeen wat aan die hoof en aan die leiding van 'n huisgesin staan. Ek bid, Here, dat U vir elke papa sal toevou vanmôre. Vir elke vader wat U probeer in hulle huise verteenwoordig, Here. En U weet ons faal so dikwels as mans. En ek bid vir elke een, Here, want ons is so ver van die standaard af. Maar ons weet, Here, dat U genade is vir ons genoeg. En ek bid vir elke man, elke pa, dat U hulle sal kom versterk vanmôre, krag gee vir die jaar wat voorlê. Gee vir hulle moed om die moeilike besluite te neem en gee vir hulle die integriteit, Here, om daardie mans te wees wat U wil hê hulle moet in hulle huise wees, ook vir hulle kinders en vir hulle vrou, vir die res van hulle familie. Dankie dat ons dit kan vra en weet, Here, dat U ons gebed hoor. Ons bid vir ons komende manne ontbyt ook volgende Saterdagoggend, dat U ook vir ons sal kom seën daar by mekaar, vir ons sal kom bewaar, Here, dat U hand oor ons sal wees. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons stil gestaan by Jesaja 44, en ons het gesien dat God staan sentraal in daardie hoofstuk. Aan die een kant van God is die seën van sy Heilige Gees, wat hy beloof om uit te stort op sy volk in die toekoms, en aan die ander kant van God die sotlikheid van afgoderry. God is sentraal en dan twee keuses. En ons het verlede week gesien dat daar is net hierdie twee opsies vir die mens. Die seën van God se teenwoordigheid of die sotlikheid van afgoderry en sonde. En dit is die mens wat moet kies. Vandag gaan ons voort na Jesaja 45. David Guzik gee aan hierdie hoofstuk die opskrif Look to me and be saved. En hy gee aan hoofstuk 45 tot 47 die oorkoepelende tema Look to the Lord and be saved. Nou wil ek net sê dat ek het verlede week en ek dink die week voor dit ook het ek 'n fout gemaak. Ek het gesê dat Jesaja 43, 44 en 45 is die oorkoepelende tema verlos deur water en vuur heen, maar dis net hoofstuk 43 en 44. 45, 46 en 47 is onder hierdie tema Look to the Lord and be saved. Ek kom agter dat hoe ouer ek word, hoe meer maak ek sulke foutjies. Hierdie hoofstuk deel op in 3 baie duidelike dele. In hierdie hoofstuk word ons saam met die mense van Juda uitgenooi, soos in 'n vorige hoofstuk, om na God te kyk, om ons aandag op hom te fokus, om na God toe te draai. En vanmôre sal die tema van ons boodskap wees, kyk na God, hy is die enigste een wat kan red. Die eerste deel van hierdie 3 gedeeltes vind ons in vers 1 tot 7, en die tema is, kyk na die God wat Kores vooruitroep. Die tweede deel vind ons in vers 8 tot 13, en die tema is weer soos in 'n vorige boodskap, kyk na die God wat alles gemaak het. Dis asof Jesaja dit by ons wil inhammer, dat God alles geskaap het. En dan die derde deel, vers 14 tot 25, kyk na God, hy is die God bo alle gode, en net hy kan verlos. Blaai dus saam met my na Jesaja 45, en ons gaan net eers die eerste 3 verse saam lees. Jesaja 45 vers 1 tot 3. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, koperdeure sal ek verbreek, en ystergrendels stukken slaan.
en ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is, en die verborge rykdomme, sodat jy kan weet dat ek die Here is, wat jou by jou naam roep, die God van Israel. Hou weer eens in gedagte dat Jesaja hierdie woorde spreek 180 tot 200 jaar voordat dit gebeur, afhangende van hoe jy na die tydlyne kyk. Dekades, eeue voordat dit gebeur. En in hierdie beginverse sê Jesaja, kyk na God, wat koning Kores roep, nog voordat hy gebore is. Hy sê vir sy volk 200 jaar vooruit wat gaan gebeur, dat hy koning Kores sal oprig as sy knegg, dat niemand voor hierdie koning sal standhou nie, en dat niemand sy opgang na mag sal stuit nie. God noem koning Kores dus sy gesalfde, en hy sou sy gees oor Kores vaardig maak, sodat hy die wil van God sou uitvoer in alles wat God behaag, en voor hom sou konings en nasies val soos domino's. Nou vriende, as 'n mens die geskiedenis gaan lees, dan was die werklike militêre sukses van Kores verstommend, net soos wat God dit beskryf. Waarlik het God hom gehelp in alles wat hy gedoen het. Trapp skryf, hy sê, dat in sy eerste boek gee Xenophon vir ons 'n lys van wie Kores almal oorwin het. Luister na die nasies wat hy ingeneem het in 'n baie kort tyd. Die Siriërs, die Assiriërs, die Arabiere, die Kappadosiërs, die Frigiërs, die Lidiërs, die Kariërs, die Fenisiërs, die Babiloniërs, die Baktreërs, die Indiërs, die Ciliciërs, die Sakkiërs, die Paphlagoniërs en baie ander nasies. Hy het hulle eenvoudig plat geloop. Hy het ook heerskappy gevoer oor Asië, die Griekse gedeeltes, die Sipriërs en die Egiptenare. Hy het oorwin, sê Herodotus, watter land hy ook al binnengeval het. Presies soos God gesê het, ek sal nasies voor hom gelyk maak. Dis die vervulling van Jesaja se profesie in vers 1. So sê die Here aan sy gesalfde aan Kores, wie se regterhand ek gevat het, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie. Wat dan van vers 2? Hoe het vers 2 dan 200 jaar later in vervulling gegaan? Vers 2 sê, ek sal self voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, koperdeure sal ek verbreek en ystergryndels stukkend slaan. Trapp skryf die volgende, hy sê, die leers van die Meders en die Perse, wat Kores se leers was, het die stad Babylon verower in 'n merkwaardige aanval wat in Daniël 5 beskryf word. Volgens die antieke historikus Herodotus het die aanval plaasgevind terwyl koning Belsasar van Babylon 'n roekelose partytjie gehou het. Ons almal ken die storie. Kores het hierdie stad verower deur die vloei van die Efraatrivier na 'n naby geleë moeras te herlei. Sodoende het hy die vlak van die rivier verlaag, sodat sy troepe deur die water onder die rivierpoorte in kon marseer. Maar steeds kon hulle nie binne gaan as die bronspoort van die binnemure nie daardie nag op 'n onverklaarbare wyse ongesluit was nie. God het die poorte van die stad Babylon vir Kores oopgemaak, soos hy dit 200 jaar van tevore beloof het. Ek sal koperdeure oopmaak en ystergrendels stukkend ruk. Moutaier skryf, hy sê, in Oktober van 539 voor Christus het Kores na die onderste gedeelte van Mesopotamië opgeruk en Babylon tot heel laaste agtergelaat. Die omliggende gebiede het hy eerste verower en beset. Toe hy sien watter kant toe die wind waai, het koning Nabonidus van Babylon sy stad verlaat en dit in die sorg van sy seun Belsasar gelaat, wat toe mos nou die berigte partytjie gehou het met die tempelvoorwerpe ensovoorts en die hand wat teen die muur geskryf het. En dan skryf hy, sê, die inname van Babylon was net so bloedloos en moeiteloos soos wat dit in Daniël 5 beskryf is. Wat van vers 3?
Ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborge rykdomme, sodat jy kan weet dat ek die Here is wat jou by jou naam roep, die God van Israel. Toe Babylon voor hom val, het Kores toegang gehad tot al die skatte van Babylon en die hele Babyloniese ryk. God het ook baie ander skatte en rykdom aan hom oorgegee. Plinius skryf, toe Kores Asië verower het hy 34.000 pond goud gevind. Vriende, 34.000 pond goud. Behalwe goue voorwerpe en ander artikels van goud. Fabelagtige rykdomme. Presies soos wat God 200 jaar van tevore gesê het, sal gebeur. Maar vriende, waarom het God vir Kores geroep en hom opgerig? Vers 4 tot 7 sê vir ons, terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep, ek het jou 'n erenaam gegee, hoewel jy my nie geken het nie. Ek is die Here en daar is geen ander buiten my nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie, wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep. Ek, die Here, is dit wat al hierdie dinge doen. Nie vir 'n oomblik het dit oor koning Kores of die Meders en die Perse gegaan nie. Kores het God nie eens geken toe hy sy troon bestyg het, nie eens geweet van God nie. God was besig om sy beloftes aan sy eie volk te vervul, en hy werk deur wie hy wil. En God het aan hulle beloof dat hy hulle weer sal terugbring. Vir sy eie saak het hy Kores opgerig om sy belofte aan sy volk te volbring, en sodat die hele destydse bekende wêreld sou weet dat hy alleen God is. Want Kores sou dit so verklaar. Kom ons lees Esra 1 van vers 1 tot 3, gedeelte wat ek al in 'n vorige boodskap gelees het. Luister na hierdie woorde. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het. Nou vriende, as hulle sê sy hele koninkryk, beteken dit die hele destydse bekende wêreld. Selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees. Laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is. En die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. Die ganse wêreld van daardie dag het hiervan kennis geneem. Soos wat die ganse wêreld 1 of 2 weke gelede gesien het hoe Donald Trump die ANC totaal en geheel en al ontbloot in die Withuis, het die hele destydse bekende wêreld gesien en gehoor wat Kores sê. Daar is net een God in die hemel en hy woon in Jerusalem. Dit was wêreldnuus. En vriende, die grootste nuus was dat hierdie God, dit wat nou besig is om te gebeur, reeds 200 jaar van tevore gesê het. Sien, die profesie van Jesaja het saam met die mense van Juda na Babylon gegaan in ballingskap. Kores was bewus van die profesie van Jesaja. En hy het geweet dat God hom gaan gebruik. Hy het geweet dat God hom gebring het by hierdie posisie om al die koninkryk aan hom oor te gee, want dit staan in die profesie van Jesaja. Hy het dit geweet. Hierdie profesie is ongelooflik akkuraat. So akkuraat dat baie moderne skeptiese Bybelkenners glo dat dit later bygevoeg is. Die sogenaamde Deutero-Jesaja of tweede Jesaja, wat beteken dat
dat die teorie sê dat iemand anders het na die tyd hierdie bygesit by Jesaja. En daar selfs nog 'n teorie, die Titro Jesaja, wat sê dat daar's 'n derde persoon wat die laaste gedeelte van Jesaja geskryf het, want dit kan nie so akkuraat wees nie. Gelukkig is daar meer konservatiewe Bybelkenners wat vasstaan by die ou standpunt dat Jesaja die ganse boek geskryf het. Ek is deel van hierdie skool. Ek glo dat God deur Jesaja die ganse profesie van Jesaja voltooi het voordat die Babiloniese ballingskap 200 jaar later plaasgevind het onder leiding van die Heilige Gees. Vir my is dit nie moeilik om te glo nie. Ek weet nie hoekom is dit vir mense moeilik om dit te glo nie. As God deur sy woord die son kan skep, wat is dit vir hom om 200 jaar vooruit te sê wat gaan gebeur? Maar jy sien, die moderne mens ken nie die God van die Bybel nie. En hulle vertrou nie die God van hierdie woord nie. En dit is waarom dit vir hulle moeilik is om hierdie te sluk. Met ongelooflike akkuraatheid vertel Jesaja presies wat gaan gebeur. Ek lees 'n artikel op die webblad van die Faith Baptist Theological Seminary aangaande hierdie gedeelte. Luister wat skryf die skrywer van hierdie artikel. Hy sê, stel jou voor dat iemand in 1830 in die destydse Verenigde State van Amerika, wat op daai stadium toe maar 54 jaar oud was, op skrif voorspel dat 'n toekomstige president wat voorheen 'n Hollywood akteur was, weet hy praat nou hier van Ronald Reagan, instrumenteel sou wees tot die beëindiging van die Koue Oorlog met die Sowjetunie, sowat 150 jaar later in die 1980s. Wat dink jy sou die mense in die vroeë 19de eeu gedink het? Miskien sou hulle eerste vraag gewees het, maar wat is 'n Koue Oorlog? En wat is 'n Sowjetunie? En wat is Hollywood? En dan sou hulle dalk ook gevra het, hoe kan 'n akteur tot 'n president verkies word? Die blote idee sou so fantasties klink dat dit bespotlik gemaak sou word, en die reaksie vir diegene in die 21ste eeu op die aanhoor van so 'n geskrewe bewering sou uiters skepties gewees het. Niemand kan so iets doen nie, sou hulle gesê het, die dokument is vervals. En dan skryf hy, sê, iets soortgelyk aan die bogenoemde opgemaakte scenario het wel in die Ou Testament in Jesaja gebeur. Jesaja het voorspel dat 'n koning met die naam van Kores die Joodse ballinge sou loslaat om na die beloofde land terug te keer. Daar is soveel onmoontlike aspekte aan hierdie voorspellings dat 'n persoon slegs kan aflei dat die Bybel God se heilige woord is, of dat hierdie storie bewys lewer dat die woord van die Here bedrieglike beweringe maak, wat ons weet nie so is nie. Dan vra die outeur, durf ons aan God twyfel? Kan hy die toekomsjare vooruit voorspel deur sy profete? Hierdie profesie verklaar aan ons in geen onsekere terme nie, dat dit so is, en dat dit ons keuse is, om sy woord te glo. En dan gaan hy voort en hy gee 'n klomp redes, waarom die tydlyne so belangrik was en so akkuraat was en hoe daar geen manier is dat dit nie 'n ware profesie was nie. Jesaja sê, kyk na die God wat vir Kores roep 200 jaar voor dit gebeur, na hom wat vooruit sê wat gaan gebeur sonder fyl. Vanaf vers 8 tot 13 sê Jesaja dan, kyk na die God wat alles gemaak het. Vers 8, laat dit drup o hemele van bo af, laat die wolke vloei van geregtigheid, laat die aarde oopgaan en laat heil voortkom en geregtigheid, laat hulle saam uitspruit, ek die Here het dit geskape. Weer word hier die waarheid herhaal, God het alles en almal gemaak, hy is in beheer, hy en hy alleen. Soos ek aan die begin gesê het, dis asof Jesaja hierdie waarheid by ons wil inhammer. God het alles gemaak. En om dit te ontken, soos ons in 'n vorige boodskap gesien het, is om jou eie oorsprong te ontken. 'n Ondenkbare tragiese fout, 'n fout wat so baie mense in ons tyd met hulle oë oopmaak. Dan volg daar in vers 9 tot 10 'n teregwysing. Baie bekende gedeelte, hierdie 2 verse. Wee hom wat met sy formeerder twis, 'n potskerf by erdepot skerwe,
Sal dan die klei sê aan die een wat dit vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie? Wee hom wat vir sy vader sê, waarom verwek u? En vir die vrou, waarom het u wee? Guzik skryf hieroor, hy sê dit is dwaas om jou skepper teë te staan, want aangesien hy ons gemaak het, kan hy ons ook breek. Dit is dwaas om ons skepper teë te staan, want aangesien hy ons gemaak het, weet hy wat die beste is vir ons. Dit is dwaas om ons skepper teë te staan, want ons het die grootste verpligting aan hom, omdat hy ons gemaak het. Nou hoekom gee God vir hulle hierdie teregwysing? Hoekom hierdie 2 verse so in die middel van hierdie gedeelte? Nou vriende, die waarskynlikste verklaring hiervoor word uitgewys deur die skrywer Bultema. Hy sê die volgende, hy sê, die idee word algemeen aanvaar, dat die mense van Juda in Jesaja se dag begin murmureer het, omdat God besluit het om 'n heiden te gebruik om hulle eendag te verlos. Kan jy dit glo? God sê Kores, wat nog gebore moet word, van die Persiese ryk sal julle verlos. En in plaas daarvan het hulle sê, Here, dankie dat u vir ons 'n plan het, murmureer hulle. Sê, maar hoekom kies die Here 'n Persiër om ons te verlos? Hoekom verlos hy ons nie deur een van ons konings nie? Ongelooflik. Ek het dit al dikwels van hierdie kansel af gesê, en ek sal dit weer sê, en ek sal dit aanhou sê. God hou nie van 'n murmureerdery nie. Moenie kla nie. God hou nie daarvan nie. En hy kan werk deur wie hy wil. Laat ons hom dank vir alles. Al is dit nie altyd soos wat ons dit wil hê nie. Dit is die beste, want dit is sy plan. In die laaste 3 verse van hierdie tweede gedeelte, sê hy dan, ek wat alles geskaap het, sal Kores opwek en my volk terugbring, vers 11, 12 en 13. So sê die Here, die Heilige van Israel en sy Vormeerder, vra my aangaande die toekomstige dinge, vertrou my seuns en die werk van my hande aan my toe. Ek het die aarde gemaak en die mens daarop geskape. Ek, my hand het die hemel uitgespan en ek het aan sy ganse leerskare bevel gegee. Ek het hom verwek in geregtigheid en al sy weë sal ek gelyk maak en hy sal my stad bou en my ballinge loslaat sonder koopprys en sonder geskenk, sê die Here van die leerskare. Jesaja sê in hierdie tweede gedeelte, kyk na alles wat God geskaap het. Hy alleen is waardig om vertrou te word. Dan kom hy in vers 14 tot 25 in die derde plek en hy sê, kyk na God, die God bo alle gode. Vers 14 tot 17, so sê die Here, die opbrengs van Egipte, die handelswins van Kus en die Sabeers, manne van hoë gestalte sal na jou toe oorkom en joue wees. Hulle sal agter jou loop, in ketting sal hulle oortrek en hulle sal voor jou buig. Hulle sal jou smeek en sê, waarlik, God is in jou. En anders is daar geen God meer nie. Waarlik, u is 'n God wat u verborge hou, die God van Israel, die Heiland. Hulle het beskaamd gestaan en ook in die skande gekom, hulle almal. Hulle het tesame met skande heen gegaan, die wat afgode maak. Israel word verlos deur die Here met 'n ewige verlossing. Julle sal nie beskaamd staan of in die skande kom tot in alle ewigheid nie. God is die God bo alle gode en hy is die enigste een wat Israel en ons kan verlos. Vanaf vers 18 tot 21 herhaal hy hierdie, want so sê die Here wat die hemele geskaap het, hy is God, wat die aarde geformeer en dit gemaak het. Hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Ek het in die geheim nie gespreek nie, op 'n plek van die donker land, en ek het aan die geslag van Jakob nie gesê, soek my te vergeefs nie. Ek is die Here wat geregtigheid spreek, wat regte dinge verkondig. Versamel julle en kom almal nader, julle wat uit die nasies ontvlug het. Hulle weet niks wat die hout van hulle gesneede beeld dra en 'n God aanbid wat nie kan verlos nie. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou, wie het dit van ouds af laat hoor, lang tevore dit verkondig. Is dit nie ek die Here nie, en buiten my is daar geen ander God nie. 'n regverdige en reddende God is daar buiten my
nie. Kyk na die God bo alle gode. Net hy kan verlos. Dan lees ons vers 22 tot 25. Wend julle tot my en laat julle red. Hier is God se uitroep aan sy volk. Nou vir hulle gesê, kyk na my, ek roep Kores 200 jaar vooruit. Kyk na my, ek het alles geskape. Kyk na my, ek is bo alle gode en net ek kan red. Nou kom hy in vers 22 en hy sê, wend julle na my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig en by my elke tong sal sweer. Bekende vers wat ons weer in die Nuwe Testament vind. Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaam staan wat op hom toornig is. In die Here sal geregverdig word en hulle beroem die hele geslag van Israel. Ek wil net stil staan by vers 22 voor ons klaarmaak. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde. Want ek is God en daar is geen ander nie. In die King James lees hierdie vers as volg, in die Engels lees hy so, Look unto me and be ye saved. So in die Afrikaans het hulle hom vertaal, wend julle tot my, draai na my toe, maar die Engels is meer eenvoudig, kyk na my en word gered. Guzik skryf, kyk na my en word gered, al julle eindes van die aarde. Hierdie eenvoudige, maar kragtige stelling toon die plan van God se verlossing. Die eenvoud van God se verlossingsplan. Redpath skryf, hy sê, dit toon die eenvoud van verlossing. Al wat ons moet doen is kyk. 'n Mens kan baie boeke oor teologie lees wat allerhande dinge uiteensit in 'n poging om te wys hoe God die mens kan bereik, maar hierdie teorieë is ver van die waarheid. Die Heilige Gees benodig presies 3 letters, waarvan 2 dieselfde is, om vir ons te sê wat ons moet doen. Kyk. Dis al, skryf hy. Dit is die eenvoudigste, basiese ding wat enige mens kan doen, maar tog is dit die moeilikste om op 'n daaglikse basis te doen. Dit toon die fokus van verlossing. Ons moet na God kyk en na hom alleen, nooit na onsself of na enigiets anders van die mens nie. Kyk na my, is sy woord. Dit beteken om weg te kyk van die kerk, want dit sal niemand red nie. Kyk weg van die prediker, want hy kan jou teleurstel en ontnigter. Weg van alle uiterlike vorms van seremonie. Jy moet van al hierdie dinge af wegkyk, skryf hy, na die troon, en daar, in jou hart, die opgestane, regerende Here Jesus Christus sien. Guzik skryf, dit toon die liefde agter verlossing. God pleit by die mens, kyk na my. Dit toon die versekering van verlossing en word gered. Dit toon die omvang van God se reddende liefde, al julle eindes van die aarde. Kyk na my. Guzik skryf verder, hy sê in Numeri 21 is die volk van Israel deur dodelike slangbyte getref. Moses het toe 'n beeld gemaak van 'n bronslang. Julle onthou dit. God het hom die opdrag gegee. Hy het dit op 'n paal gesit. En al die mense wat na die bronslang op die paal gekyk het gelewe. Hulle was nie gered deur enigiets te doen nie, maar deur brood na die slang te kyk.
Hulle moes vertrou dat iets oënskynlik so dwaas soos om na 'n slang op 'n paal te kyk, voldoende sou wees om hulle te red. Sekerlik, sê hy, het sommige van hulle omgekom, omdat hulle gedink het dis net te dwaas om so iets te doen. So staan daar hier in Jesaja, kyk na my, en word gered, al julle eindes van die aarde. Ons mag dalk bereid wees om 100 dinge te doen, om ons verlossing te verdien, sê hy, maar God beveel ons, om slegs op hom te vertrou, en om na hom te kyk. Spurgeon skryf, waar ek ook al is, hoe ver ek ook al is, dit sê net, kyk. Dit sê nie ek moet sien nie, dit sê ek moet kyk. Dan skryf hy, sê as ons na iets in die donker kyk, kan ons dit nie sien nie, maar ons het gedoen wat daar vir ons gesê is. So, as 'n sondaar net na die Here Jesus kyk, sal hy hom red, want Jesus in die donker is net so goed soos Jesus in die lig, en Jesus, wanneer jy hom kan sien, is net so goed soos Jesus, wanneer jy nie kan nie. Dit sê net, kyk. Hierdie woorde van Spurgeon laat my dink aan die Here Jesus se woorde aan Thomas. Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. En dan gee David Guzik vir ons die groot evangelis Charles Spurgeon se eie verhaal. Hierdie selfe man wat nou net hierdie woorde geskryf het wat ek nou gelees het. Ek lees vir ons. Op Sondag 6 Januarie 1850 het 'n jong man skaars 16 jaar oud deur 'n straat in 'n klein dorpie so wat 50 myl vanaf Londen in Engeland geloop. Op hierdie bittere koue dag het die sneeu swaar geval, maar hy was belas in sy siel om 'n kerk te vind, want hy was diep bewus van sy behoefte aan God en van die ineenstorting en sonde en mislukking van sy lewe. Terwyl hy deur die strate in die sneeuval geloop het, het hy gevoel dat dit te ver was om na die kerk toe te stap wat hy wou besoek. Hy het dus in een van die agterste strate afgeloop en 'n klein methodiste kapelletjie ingegaan. Hy het op 'n sitplek naby die agterkant gaan sit, en dit was net so koud binne in die kerk as daar buite. Daar was omtrent net 13 mense. 5 minute nadat die diens om 11 sou begin, het die gereelde prediker vir die oggend nog nie opgedaag nie, want die weer het hom vertraag. Toe het een van die diakens tot die redding gekom en die diens begin lei, en na 'n kort rukkie het hy sy teks aangekondig. Kyk na my en word gered, al julle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Die diaken het nie veel geweet nie, daarom het hy net vir omtrent 10 minute gepraat. Charles Spurgeon vertel self wat gebeur het. Ek het rondgedwaal, rus gesoek en niks gevind nie, totdat 'n eenvoudige, ongeletterde, leuke prediker onder die primitiewe methodiste in die kansel opgestaan en hierdie gedeelte as sy teks gelees het. Kyk na my en word gered, al julle eindes van die aarde. Hy het nie veel te sê gehad nie, dank God, want dit het hom gedwing om sy teks aan te hou, herhaal, en daar was niks nodig nie, deur my in elk geval, behalwe hierdie woorde nie. Ek onthou toe hy gesê het, dit is Christus wat spreek. Ek is in die tuin in pyn. Ek stort my siel uit in die dood. Ek is aan die boom en ek sterf vir sondaars. Kyk na my. Kyk na my. Dit is al wat jy hoef te doen. 'n kind kan kyk, het hy gesê. Iemand wat amper 'n idioot is, kan kyk. Hoe swak of hoe arm 'n man ook al mag wees, hy kan kyk.
En as hy kyk, beloof God dat hy sal lewe. Toe stop hy en wys na my waar ek onder die galery gesit het en hy sê, daardie jongman lyk baie elendig. En ek dink ek het elendig gelyk, want so het ek gevoel. Toe sê hy vir my, daar is geen hoop vir jou, jongman, of enige kans om van jou sonde ontslae te raak, behalwe deur na Jesus te kyk. En hy het geskreeu, soos wat ek dink net 'n primitiewe metodis kan, kyk jongman, kyk nou. En ek het gekyk. En toe hulle 'n halleluja lied sing voordat hulle huis toe gegaan het, op hulle eie ernstige manier, is ek seker ek het saamgestem. Dit was toevallig 'n dag dat die sneeu diep gelê het en meer geval het, en terwyl ek huis toe gegaan het, het ek daar die woorde van Dawid in my hart bly weer galm. Was my en witter as sneeu sal ek wees. En dit het gelyk asof die hele natuur in ooreenstemming was met daardie geseënde verlossing van sonde, wat ek in daardie enkele oomblik gevind het, deur na Jesus Christus te kyk. Guzik skryf, op een of ander manier het daardie jongman op 'n baie vreemde en verstommende manier vanuit die dieptes van sy siel na die hart van God gekyk. Hy het uit die kerk uitgegaan en vertel terwyl hy deur die strate geloop het, dat sy las gelig was om nooit weer terug te keer nie. Hy het geloop met 'n nuwe veerkragtigheid. Kom ons begin net weer in daai laaste gedeelte vir die opname, terwille van die opname. Hy het uit die kerk gegaan en vertel, terwyl hy deur die strate geloop het, dat sy las verlig was, om nooit weer terug te keer nie. Hy het geloop met 'n nuwe veerkragtigheid in sy stap, 'n nuwe vreugde op sy gesig, 'n nuwe gevoel van vrede in sy hart. Hy het gekyk en hy het geleef. Want ek is God en daar is geen ander nie. Daarom moet ons na die Here kyk en na die Here alleen, skryf Guzik. Net hy is God. Instellings is nie God nie. Die kerk is nie God nie. Pastore is nie God nie. Broers en susters in Christus is nie God nie. Ons kyk nie na hulle nie. Ons kyk na die Here, want hy alleen is God. En vriende, net hy kan red. Een van die liedere wat ons jare gelede in die kerk gesing het, was getiteld Kyk en Leef, lied 110. Die woorde van die eerste vers en die koortjie is as volg. Ek lees dit. Ek het 'n boodskap van die Heer, halleluja. Die boodskap bring ek nou vir jou. Dis geskrywe in sy woord, halleluja. Dit sê, kyk op en word behou. Kyk en leef, my broeder leef. Kyk na Jesus nou en leef. Dis geskrywe in sy woord, halleluja. Dit sê, kyk op en jy sal leef. Jesaja in sy dag moedig die mense van Juda aan om na God te kyk, om hom te vertrou, want hy is in staat, hy is waardig.
En hy is die enigste een wat werklik kan verlos. Sal jy en ek daagliks, miskien in hierdie oomblik vir jou, vir die eerste keer, opkyk na hom, en hom sien, in jou geestesoog? Kom ons bid saam. Terwyl ek hierdie slotgebed doen, wil ek jou vra om jou hart stil te maak voor die Here. En ek wil hê jy moet saam met my fokus op hom, en ek wil jou vra om in jou gedagtes om te sien. Sien hom in die tuin van Getsemane. Hy's besig om bloed te sweet vir jou en vir my. Ek wil hê jy moet sien hoe hulle hom arresteer en hoe hulle hom weglei om verhoor te word. Ek wil hê jy moet sien hoe hulle hom slaan, sy baard uit sy gesig uitruk, die hare uitpluk uit sy wange, hoe hulle die doringkroon op sy kop sit en het slaan, dat het in sy kop insteek. Ek wil hê jy moet sien hoe hulle hom slaan met die gesel, dat 'n mens sy longe van agteraf kan sien. En dan wil ek hê jy moet sien hoe hulle hom aan die kruis vasspyker en hom oplig. Kyk na hom. Hy dra jou sonde en my sonde. En dan sê hy, dit is volbring. Jy kan alleen van jou sonde vrykom, deur na hom te kyk terwyl hy aan daai kruis hang, en hom te vertrou vir redding en vergifnis. Kyk na hom en lewe. En dan vra jy so Spurgeon, Here, was my witter as sneeu, dat ek skoon kan wees. Kyk my broeder, kyk my suster, my vriend, my vriendin, jy wil ook later na hierdie video kyk, kyk op na hom, en lewe. Net hy kan verlos. Amen.